Mirasiemense is geestelik arm. Hulle geestelike huis is 'n bouval en hulle geestelike kleding is verslete. Maar wie is hierdie mense? Dis die goddeloos, die sondaar en diegene wat hulle aardse besittings hulle fondasie maak. Vir baie goddeloses bestaan God Jaffa nie, so ook nie die hemel of die hel nie. Hulle glo ook as ek sterf is my lewe verby, daar is nie 'n ewige lewe nie. Ander weer weet van hom, maar hulle herken hom nie as God nie. En hulle glo, hy kan niks aan hulle doen nie. Hulle sê aanmatige dinge teenoor hom, hulle tart hom uit en hulle wil kyk of hy in staat is om iets te doen. En hoekom? Want Satan staan agter hulle en laat hulle sterk voel. Hierdie mense leef op hulle eie planeetjie, want hulle glo, ek het niks met God te doen nie, ek skuld hom niks en hy het niks met my te doen nie. Hy is nie my God nie en daarom kan hy my nie straf nie. Maar God straf nie altyd dadelik diegene wat 'n sondevolle hart nie. Hy los hulle dat hulle vir hulle self meer straf opgaar. Die sondaar dink hy stel God, Jaffa, tevrede met sy gewoonte godsdiens. Maar dit het nie waarde nie. Hy het nie 'n intieme verhouding met God nie. Hy het nie 'n smagting na God nie. Hy dien God nie met sy hart nie, maar met waardelose dade. Kerkspeel beteken niks. As my verhouding met God nie opreg is nie, dan is my liefde vir hom of lou of vals en ek struikel maklik. Ek wil net een ding noem wat mense laat struikel en dis hulle tonge. Jakobus 1:26 kortliks, as ek my tong nie in toom kan hou nie, is my godsdiens waardeloos. Dit help nie ek gee voor dat ek God dien nie, hy sien deur my en ek sal die loon kry vir my voorgee godsdiens. Hy kyk na my hart. As daar een ding is wat ek in my hart moet dra, dan is dit die liefde. Baie beweer dat hulle dit het, maar dis die vervalste weergawe daarvan. Dit wat ek in my hart dra, is al wat ek kan saamneem wanneer ek hierdie lewe verlaat. En dit bepaal my eindbestemming. As my aardse besittings en wie ek in die wêreld is, my veilig laat voel, as dit my fondasie is ek arm voor God, dan is ek 'n mirasiemens, want God kyk nie na wie ek in die wêreld is of wat ek besit nie. Hy kyk na my hart. Kom ons kyk gou na Lukas 16 vanaf vers 19. Die ryk man sterf, hy gaan doderyk toe. Die arme man sterf, hy gaan paradys toe. Hierdie is net om te wys wat gebeur as ek geen hemelse skatte het nie. Die ryk man was 'n mirasiemens, sy naam was nie bekend in die hemel nie. Die arme man se lewe het om God Jaffa gedraai. Hy het hemelse skatte gehad en die hemel het sy naam geken. Ek moet toelaat dat God my verbreek en herbou, sodat ek nie 'n mirasie word nie. 'n Mirasie is bestem om af te brand en platgestoot te word, maar as ek na God gaan en my hart vir hom gee, sal hy my mirasie lewe herbou. Eendag sal ons almal moet verantwoording doen vir ons keuses. My en jou ewige tuiste is ons keuse. Onthou net, daar is geen verskoning voor God vir ons verkeerde keuses nie. Ons kan nie sê die Satan het ons mislei nie. Nee, hy maak 'n voorstel, maar die keuse bly ons in. Kies nou en kies wys.